Goeiedag radioluisteraars. Vanoggend vroeg hier in die oggendure, terwyl ek besig was om so met Heilige Gees te praat, toe kom dit net by my op. Hoe het Jesus gevoel die oggend toe hy geweet het, hy gaan vandag opvaar terug na die hemel toe. Daar waar hy regeer, waar hy aan God se regterhand sit en waar duisende, 10.000 engele om hom is, waarvan ons geliefdes al in die wolk van getuienisse rondom hom is. Hoe het Jesus daardie dag gevoel? En dit is 'n feeling wat net in my hart gaan lê het en nog steeds het dit my nie gelos nie. So kom ons bid en ons herdenk vandag hemelvaart. Ons dink daaraan dat Jesus opgevaar het en dat hy vir ons 'n plek gaan voorberei. En kom ons berei ook ons harte nou voor in gebed vir hierdie kort boodskap wat ek vir jou wil bring. Abba Vader, baie dankie dat U ons liefhet. Jesus, dankie dat U vir ons intree. En Heilige Gees, dankie dat U ons vul in hierdie wonderlike dag. Amen. Nou die gedeelte wat ek vir jou wil lees is uit Lukas 24 uit, daar vanaf vers 50. 'n Rukkie later het Jesus sy apostels na Betanië toe gevat. Nou dit is waar die Olyfberg is. Daar het hy sy hande oor sy disippels uitgestrek, die apostels, want hulle was toe uitgestuurdes, en God se seën oor hulle afgebid. Terwyl hy nog besig was om hulle te seën, het hy na die hemel toe vertrek. Die disippels het op hulle knieë neergeval en Jesus aanbid terwyl hy van hulle af weggegaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggestap. Hulle was baie opgewonde oor alles wat hulle gesien en wat hulle beleef het. En dit is die gedagte wat ek by jou wil los, dat terwyl Jesus opgevaar het na die hemel, het hy sy hande oor hulle uitgestrek en hy het hulle geseën terwyl hulle op hulle knieë gestaan het en hom aanbid het. Dit is hierdie gedagte waar Jesus aan die regterhand van Vader staan, waar hy sit, dat jy en ek sal weet, dat dit is ook in hemelse plekke waar ons verkeer. Dit is op die woord van God wat ons kan staan elke dag. En dit is daardie ervaring om te weet, wanneer jy kniel, jy in diepe afhanklikheid is, dat die Here jou seën. Daar waar hy vir jou intree, seën hy jou. Vanoggend is die gedagte in my hart net, kom ons los die seëninge waarmee die Here ons wil seën in sy hande. Kom ons kniel net voor hom in diepe afhanklikheid, in 'n groot afwagting dat hy ons seën. Ons weet een van die seëninge is, hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. Ons weet, ons is nie alleen nie. God die Heilige Gees is binne in ons. Maar vandag het ek en jy dit so nodig om te weet, dat waarmee die Here jou wil seën, is baie meer as waarvoor jy kan bid, kan vra, of voor kan glo. Sy seëninge is so groot, en sy seëninge is so heerlik, dat niks en niemand hom kan keer, as hy jou wil seën nie. So ons vat hierdie boodskap van hemelvaart, dit is wat hy vir my gegee het is. Hy wil jou seën, hy wil jou behoed en bewaar, hy wil jou beskerm. Hy wil hê dat jy onder die skaduwee van sy hande wat uitgestrek is oor jou, onder die vleuels van die Allerhoogste sal skuiling vind. Hy wil jou toemaak met God se volmaakte liefde. Hy wil hê jy moet weet elke liewe oomblik dat hy jou wil seën. Hy wil sy genade oor jou strek, hy wil sy vrede vir jou gee, en hy wil jou gebede verhoor wat in God se wil is. Maar vanoggend net hierdie, Here seën U my, Jesus, soos wat U my wil seën.
waarvoor U vir my gekom het. Seën my asseblief, Here, met daardie seëninge. En daaraan weet ons, aan God se liefde is daar geen einde nie. Here Jesus, baie dankie vir oggend dat ek U bloed mag deel met hierdie een wat luister en wat ook soos hierdie disippels opgewonde was oor wat hulle gesien het. Ja, Here, ons is opgewonde vir oggend om U bloed te kan drink, om te kan weet, ons hoef nie in bindinge te bly nie, ons hoef nie in vrese te bly nie, ons hoef nie in skuldgevoelens te bly nie, ons hoef nie te bly in plekke waar ons dink, ons krag is genoeg nie, maar ons kan oorgee vir oggend aan U, ons kan kniel vir oggend voor U, en net vra, Here, seën U ons asseblief vir oggend met die krag wat daar in U bloed is. So ook, Here Jesus, dankie vir U liggaam vir oggend, die liggaam wat ons kan deel, die liggaam wat 'n groot seën is vir ons. Here, dat elke plek waar ons gebreek kon gewees het, heel kan word. Dankie Jesus daarvoor. Ons loof U en ons aanbid U en ons eer U. Dankie, ons kniel en U seën ons. Ja, mag jy een wonderlike Hemelvaartdag vier en mag jy opgewonde wees soos wat die disippels opgewonde was. Mag jy ook vir mense binnekort gaan vertel hoe die Here jou geseën het met die onmoontlike. Amen. Geseënde dag.